Goeiedag liefste vriende. Hierdie week dink ons saam oor Jesus se tyd in die woestyn. Julle sal onthou na sy doop was hy in die woestyn ingelei waar hy deur die duiwel in versoeking gestel is om weg van God af te lei of om te laat afdwaal van God se pad en wil. Die woestyn is 'n plek waar mens baie maklik kan verdwaal. Ek onthou as kind die angswekkende films waar mense in die woestyn ingegaan het, verlore geraak het, sonder kos of water, swaar gekry het, gelei het en selfs omgekom het. So die woestyn is 'n plek van toetsing en onsekerheid. Maar is ook 'n plek van stilte, sonder al die geraas van die wêreld en die lewe. Dit is 'n plek waar ons die geleentheid kry om eerlik te wees en te bepaal wat werklik saak maak en belangrik is. Die woestyn is 'n plek ook waar God se pad begin oopgaan. In Matteus 4 vers 4 antwoord Jesus die duiwel: die mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. En dis 'n merkwaardige antwoord, want dit wys vir ons iets van die hart van Jesus se woestynervaring. Die werklike stryd was nie oor brood of mag nie, die werklike stryd was oor vertroue. Sal Jesus sy eie pad kies of God se pad vertrou? En dit is presies waar die woestyn ons ook aanraak. Want ons grootste versoekings gaan selde net oor die dinge wat ons doen. Dit gaan oor waarop ons vertrou. Oor waar ons veiligheid soek, oor wie se stem ons glo. In die woestyn ontbloot dit. Maar die goeie nuus van die evangelie is dat Jesus hierdie pad aanhou loop het vir ons. Hy het nie die maklike pad gekies nie, hy het die pad van gehoorsaamheid gekies, die pad wat uiteindelik na die kruis en na jou en my verlossing toe sou lei. Martin Luther het eens gesê, God ontmoet ons dikwels die duidelikste wanneer alle sekerhede wegval. En dit is dikwels wat in die woestyne van ons lewens gebeur. Wanneer ons eie krag nie genoeg is nie, ontdek ons weer die krag van God se woord. En wanneer ons onseker voel oor die pad vorentoe, dink ons weer aan wie saam met ons stap. Lydenstyd herinner ons aan iets diep en hoopvol. Die woestyn is nie die bestemming nie, dit is net deel van die pad. En wanneer ons saam met Christus deur die woestyn gaan, ontdek ons God se genade, dat dit ons dra, elke tree van my pad. Mag jy hierdie week ontdek, dat selfs jou eie woestyn oomblikke, God reeds besig is om 'n pad vir jou oop te maak. Here, leer ons om U te vertrou wanneer die pad droog en onseker voel. Help ons om vas te hou aan U woord, soos Jesus het gedoen het. En lei ons deur elke woestyn nader aan U hart. Amen. Mag jy met hoop en vertroue verder stap, want die Here wat jou deur die woestyn lei, is ook die Here wat die pad vorentoe oopmaak vir jou. Gaan deel dit en nooi mense om saam met jou hierdie pad te stap. Tot volgende keer. Totsiens.